Liefde sonder grense word beheer. En grense sonder liefde word afstand. Vandag praat ons oor die delikate lyn tussen ouers en volwasse kinders. Dis tyd vir vroue met waagmoed. Kuier saam met my, Marina Meiburg, uit God se woord. Welkom by Vroue met Waagmoed. Hierdie maand gesels ons oor verhoudings en vandag raak ons aan een van die moeilikstes. Die verhouding tussen ouers en volwasse kinders. Nou, of jy 'n ouer of 'n volwasse kind is, of dalk albei, weet jy, hierdie verhouding is 'n wonderlike een, maar soms ook 'n groot uitdaging. Ek het al gesien hoe ouers uit diepe liefde hulle kinders probeer beskerm, maar in die proses oor hulle grense stap. En het ek ook gesien hoe volwasse kinders sê, ek skuld niemand iets nie, ek is nou groot. En op so 'n manier ouers wegstoot. Albei bedoel goed, maar sonder wysheid word selfs goeie bedoelings maklik wonde en selfs ook gebroke verhoudings. Maar kom ons spring weg by ouers. As ouers het ons die voorreg gehad om ons kinders groot te maak in die vrees van die Here, om hulle te leer, te lei en ook te bid vir hulle toekoms, nê? Maar daar kom 'n tyd wanneer elke kind self voor God staan en sy of haar eie keuses maak. Dis dan wanneer die vraag opkom, hoe bly ek betrokke sonder om te beheer? En dis nie maklik nie, veral as jy sien hoe jou kind besluite neem wat seer maak. Vriende, tog is daar 'n verskil tussen beheer en begeleiding. Beheer hou aan karring en kritiseer of probeer selfs manipuleer met skuld of emosie. Begeleiding aan die ander kant gee raad, maar sonder voorwaardes. Dit waarsku met liefde, sonder om te verwyd. Dis wanneer ons van gesaghebende ouers na biddende ouers transformeer. Een wat steeds liefhet, ondersteun en God vertrou om te doen wat ons nie kan doen nie. Efesiërs 6 vers 4 sê, en vaders, moenie julle kinders vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaaning van die Here. Nou binne vandag se konteks sal ons dan net sê, moenie jou kinders deur beheer en kritiek frustreer nie, maar lei hulle deur liefde en gebed. Vriende, wanneer jy leer om jou volwasse kinders aan God oor te gee, word jy vry. Dit is waarlik 'n plek van vrede. Nie omdat jy nie meer omgee nie, maar omdat jy hulle vir God gee. En nou kom volwasse kinders aan die beurt. Baie sê, ek sal nie soos my ouers wees nie, maar dikwels word ons presies dit.
of selfs erger, as ons vanuit seer of rebellie reageer, eerder as vanuit genesing. Ja, jy is nou groot. Jy maak jou eie keuses. Maar volwassenheid bring nie net vryheid nie, dit bring ook verantwoordelikheid. Luister na jou ouers se wysheid. Jy hoef mos nie alles te volg nie, maar jy het die voorreg om te kan leer uit hulle ervaring. Hulle het die pad al lankal gestap en hulle weet presies waar die slaggate en die klippe in die pad is. En dan is daar 'n hartseer ding, nê? Soms verbreek volwasse kinders kontak met ouers uit seer omdat hulle nie die inmenging wil hê nie. Maar wanneer 'n krisis opduik, is dit dikwels daardie ouers waarop eerste teruggeval word. En dan, wanneer die krisis verby is, word die ouers weer op sy geskuif. Luisteraar, dit is nie eer nie. Dit is seer. Misbruik. Die Bybel sê in Spreuke 23 vers 22, luister na jou vader wat jou verwek het, en verag jou moeder nie, wanneer sy oud geword het nie. Vriende, eer jou ouers. Punt. Nie omdat hulle volmaak is nie, maar omdat eer God se hart raak. Eer sê, ek sien wat jy gedoen het. Selfs al het jy foute gemaak. Dankie. Ek waardeer jou. Eer is nie swakheid nie. Dit is wysheid en volwassenheid, geklee in 'n snoesige trui van vergifnis. So moenie jou ouers se pogings kritiseer of diskwalifiseer voordat jy self nie beter keuses gemaak het nie. Moenie wonde veroorsaak deur hoogmoed of beterweterigheid nie. As volwasse kinders moet ons leer om ons ouers se menslikheid te aanvaar, om hulle te eer in nederigheid, hulle pogings en opofferings te erken en hulle foute te vergewe. Ook om genadig te wees met hulle, soos wat ek en jy selfgenade nodig het. En dan as ouers moet ons leer om ons kinders met liefde vry te laat. Dis die grens van wysheid en vrede. Om lief te hê sonder beheer, om te lei deur gebed en om te vertrou dat God hulle sal vorm, soos hy ook ons gevorm het. Laat hulle gaan sonder skuld, verwagting of verwyt. Jou grootste invloed as ouer is gebed. Vriende, nou dis waar vandag se geselsie eindig. Mag Vader jou ryklik seën en jou versterk vir hierdie week. Volgende week praat ons oor Christendom binne sosiale verhoudings. Tot dan, totsiens.